Steur jy jou aan terugvoer van lesers en probeer dan met 'n volgende boek skryf vir 'n ideale leser van jou werk? Ek dink dit gaan baie moeilik wees. Ek lees resensies, ek lees al die briewe wat lesers vir my stuur. Ek hoor wat hulle sê en ek gee definitief aandag daaraan. Maar dit gaan baie moeilik op die oomblik wees om vir 'n teikenmark te probeer skryf, want uit die briewe uit het ek agtergekom, die mark lê op die oomblik omtrent so wyd soos tussen 16 en 87. En dit is letterlik, die meeste is vrouens, alhoewel ek heelwat terugvoer van mans ook al gekry het. Maar dit is ook mense wat uit verskillende dele van die samelewing kom, wat verskillende beroepe beoefen. So, alhoewel dit seker maklik sal wees om 'n teikenmark te hê en te weet jy skryf presies vir hulle, dink ek gaan dit 'n bietjie moeilik vir my op hierdie stadium wees om dit te doen. Wilna, die teaterrestaurante en die musiekbedryf, daai agtergrond is baie oortuigend ingewerk in die roman. Watter tipe navorsing moes jy doen? Ek kom dikwels in teaterrestaurante, ek woon graag vertonings daarby, maar ek was ook gelukkig, ek kon met iemand gaan gesels wat 'n teaterrestaurant het. So sy kon vir my die dag tot dag verduidelik hoe dit presies werk elke dag, wat gebeur, die probleme waarmee hulle sukkel, die lekkertes wat hulle het daarmee. En my seun is in die musiekbedryf, so ek dink ek hoor maar baie oor die bedryf en van die bedryf, so half op 'n informele manier het ek die bedryf leer ken. Wilna, wie is jou gunsteling skrywers en het hulle enige invloed op die boeke wat jy self skryf? Dis 'n baie moeilike vraag vir my daai om te antwoord, want ek dink nie ek het gunsteling skrywers nie, ek dink ek het gunsteling boeke. Een van my gunsteling boeke wat ek al in my lewe gelees het, is 'n boek wat ek kan eintlik nie regtig altyd die naam onthou nie. Die persoon het ook net die een boek geskryf en ek het dit in 'n tweedehandse boekwinkel eendag opgetel. Enige storie wat 'n sterk storielyn het, karakters waarmee ek nie noodwendig kan identifiseer nie, maar sterk karakters fascineer my. Of dit 'n spanningsverhaal is en of dit 'n liefdesverhaal is. Ek hou net van 'n sterk storie. Daar's heelwat boeke wat ek in die afgelope 2 jaar gelees het wat nogal by my bly. Ek weet die 13 uur van Dion Meyer, The Kite Runner, sulke uiteenlopende boeke, maar solank daar 'n sterk storielyn is, The Book Thief byvoorbeeld, dis Grace van James Coetzee. En dan, ja, soos ek sê, sommer net 'n lekker spanningsverhaal ook wat jou bietjie wegvoer uit jou onmiddellike omgewing. Op die oomblik lees ek te min Afrikaans, maar as ek werk, dan ek werk net in Afrikaans. So as ek dan lees, dan moet ek net so bietjie weg uit die taal uitkom, anders is ek amper besig om die heeltyd die boek ook te kyk of daar iets is wat ek sou anders wou gedoen het, of daar iets is wat ek anders sal kan gedoen het. So ja, my wegbreek is ongelukkig so bietjie na die Engelse boeke toe. Kan jy iets verklap omtrent die volgende roman waarmee jy besig is? Ek is op die oomblik besig om my meestersgraad in kreatiewe skryfkuns by die Universiteit van Kaapstad te doen. So ek is besig om 'n manuskrip te skryf daarvoor wat heeltemal iets anders is wat ek normaalweg doen. Ook juis net om so 'n bietjie uit my normale werkwêreld uit weg te kom. Maar ek kan agterkom ergens hier agter is 'n storie wat besig is om so af te kom aanklop aan die deur. Ek is eintlik nog te bang om iets daaroor te sê, want ek kan eintlik nie glo dat die storie by my kom aanklop nie, maar ja, elke keer as 'n mens klaar 'n boek geskryf het, dan dink jy, ek dink nie daar's nog 'n storie nie, maar so met verloop van tyd dan kom jy agter, daar's maar weer nuwe karakters en 'n nuwe storielyn wat vertel wil word. So solank daar iets is, sal 'n mens maar aan die skryf bly. Waarvoor is jy bang as jy skryf? Ek is bang die storie gaan nie werk nie. Ek is bang die karakters besluit halfpad in die storie hulle gaan oppak en loop. Ja, terwyl 'n mens skryf, hoop jy altyd alles gaan net werk.
en alles gaan swaaf, al die drade gaan net bymekaar kom. En dan moet jy elke oggend moet jy met daai vrees oorwin om te gaan sit en te kyk of dit gaan gebeur. Ja, en te hoop almal bly tot die einde.